Eerstens vra wie het vanmôre gestry in sy hart. En elke dag reg te leef. En elke dag ook te wees op die pad waar die Here in 'n lewe leef. Kom my hand so opsteek, dat ek preek het vanmôre vir 'n keer hoor. Prys die Here. Ek wil vanmôre in 'n baie interessante gedeelte wat ek nooit werklik so raak gelees het, en so geruime tyd terug, wat iemand my 'n boodskap stuur. En ek my vra, pastoor, verduidelik my hierdie gedeelte, en ek gaan doen so 'n bietjie navorsing, en dadelik gaan daar vir my 'n boodskap oop. En ek het baie bedink, en baie daaroor getop, en baie daaroor en ek voel vanmôre, dit is gelei om ook hierdie woord aan u te bring, waar ons ook die geleentheid het om aan hierdie nagmaaltafel te kan deel hê. En ek gaan vra dat my broer vir ons Numeri 33 vanaf vers 55 gaan opsit, enkele vers, en dan ook Rigters 1 vanaf vers 19 as ek klaar gelees het, wat ook net vir agtergrond is. Ek vra, as koning is ek so 'n bietjie rustiger bedien vanoggend, ek wil vir die mors en die keel, en dit is nie 100% soos moet wees nie, maar prys Here, ons is hier vanoggend, ons is hier om die naam van die Here ook groot te maak. Numeri 33 vanaf vers 55 sê, maar as julle die inwoners van die land nie voor julle uitverdrywe nie, sal die wat julle van hulle laat oorbly soos dorings in julle oë wees, en soos angels in julle sye, en hulle sal julle beveg in die land waar julle woon. 'n waarskuwing wat na die volk uitgaan toe hulle by die beloofde land is, om te sê hulle moet ontslae raak van die Kanaaniete en van almal wat daar is, en hulle moet niemand laat bly nie. Nou wil ek vir u lees in Rigters 1 vanaf vers 19. En die woord van die Here sê, en die Here was met Juda, sodat hy die gebergte in besit geneem het. Maar die bewoners van die laagte kon hy nie verdrywe nie, omdat hulle eysterwaans gehaat het. 'n baie interessante gedeelte, hoekom die Here nie toegelaat het. En die vraag is, hoekom het die Here nie toegelaat dat hulle die eysterwaans, die bewoners met die eysterwaans kon oorrompel het. En ek wil vanmôre so 'n bietjie by u stil staan, net vir u agtergrond gee, terwyl die opdrag van die Here was, dat die volk elkeen wat voor hulle is, in die land moet uitdryf. Omdat die beloofde land vir hulle gegee is, moes die Kanaaniete almal een vir een uitgedrywe word. En terwyl hierdie volk in kompromie ingaan, en hulle kom in die beloofde land, en terwyl hierdie volk nie doen wat die Here gesê het hulle moes doen. Daar's sekere stamme wat hulle gebieds ingeneem het, maar hulle tog spasie en grense gehad met die Kanaaniete, wat beteken dat hulle nie gehoorsaam was aan die stem van die Here nie. En wat vir my baie interessant is, dis terwyl die woord van die Here in vers 19 sê, en die Here was met Juda, sodat die gebergte in besit geneem het. So die Here stuur hulle om hulle grondgebied te gaan haal, maar die bewoners van die laagte kon hy nie verdrywe nie. Daardie huis met 'n klein letter, dit is absoluut nie die Here wat dit nie kon doen nie. Dit was die volk Juda wat dit nie kon doen nie, weens ongeloof wat hulle gehad het. Nou ek wil vanmôre so 'n bietjie met u praat oor hierdie Juda, terwyl hulle dan na die nuwe tegnologie kyk in daardie tyd, en hulle sien dat hier is eysterwaans wat toegemaak is met staal, en in hulle oë lyk dit amper onmoontlik of hulle hierdie eysterwaans sou kan veg. Alhoewel God vir hulle die opdrag gegee het en gesê gaan maak oorlog en gaan oorwin hulle, sien hulle hierdie eysterwaans en hulle staan terug, omdat hulle vrees het in hulle binneste. En ek wil vanmôre so 'n bietjie met u praat oor hierdie eysterwaans wat in die mens se lewe voorkom in vandag se tyd. U weet, die probleem was gewees nie so seer dat hierdie volk
wat hulle toegelaat het om saam met hulle die land te deel, hulle sou laat sterf en hulle sou oorlog saam teen hulle gehad het nie. Die probleem was, vermenging het plaasgevind. En sodra vermenging plaasgevind het hierdie kinders van Juda en die kinders van Israel het ingetrou met die Kanaaniete, en so het daar ook die vermenging van godsdienst plaasgevind. Afgoderry het toegeneem, en hierdie volk was nie meer by die voete van die Here, soos wat hulle moes gewees het. Ek wil vandag vir u sê, wat 'n hartseer saak is dit gewees, dat hierdie volk net nie geluister het, terwyl God hulle die autoriteit gegee het, om van almal ontslae te raak. Ja, sou God toegelaat het, dat hulle skade ly teen die manne met die ysterwaans? Nee, want die opdrag was, gaan oorwin hulle. Maar die mens kyk na die ysterwaan, en hy stel vir hom 'n blokkasie in sy lewe, en hy sê, hierdie ding is buite my bereik, ek sal dit nie kan oorwin. En ek wil vanmôre so 'n paar ysterwaans uitwys, waaroor ons as mens vandag struikel, en ek wil vandag vir u sê, dit is so maklik. Jy sien, die ysterwaans het nie Israel vernietig nie. Die kompromie wat na die ysterwaans het hulle vernietig. So jy moet nou vandag besef, dis nie eintlik die ysterwaan wat die probleem was, en dis waar die fokus was. Maar wat na dit gebeur het, was die probleem. En ek wil vandag vir u sê, weet jy hoe baie kinders van die Here het ek al teëgekom, en self in my eie lewe het ek dit al geervaar, dat wanneer 'n mens tot bekering kom, en dan sien jy dat 'n man en 'n vrou verander te mooi, hulle laat staan hulle verkeerde gewoontes, daar is baie dinge wat hulle laat staan, die vriende raak minder, ja, self die drank raak klaar, en hulle hou op rook, en hulle raak regtig betrokke by die kerk, en alles is mooi, en jy dink hierdie mense is so op die pad, maar dan kom jy agter, daar is iewers 'n ysterwaan wat vir hom te groot is, om van ontslae te kan raak. Daar is 'n ding wat jy sal sien, en jy sal sien, my sjoe, alles is mooi, alles lyk goed, en hierdie persoon is op die pad wat hy moet wees, maar iewers in die hart is daar 'n saak van onmoontlikheid, wat vir 'n persoon te groot is, om te sê, ek wil dit een kant toe skuif. Hoekom is dit so? Wil jy vir my sê, die Here dieselfde God wat toelaat, dat ons alles, die rook en die drank en al die ander goede wat ook al dit mag wees, wat my die krag gegee het om dit te oorwin, sou my dan nie die krag gegee om daar die spesifieke groot waal wat jy sien, te kan wat oorwin nie. Ek wil vir jou sê, God gee ons die krag en die autoriteit, maar ons as mens kyk en ons sien 'n saak van onmoontlikheid. Ek het baie gesien, baie jare met jong mense gewerk, en jy weet dan, soos ek genoem het, en baie mense het op by my gekom, en ons kyk altyd na die groot goed wat ons met die oog sien, en sê ons, sjoe, dit is pragtig, hierdie man lewe 'n mooi lewe, maar weet jy, daar in die binnekamer, daar agter die geslote deure, daar in die voertuig waar jy ry, daar waar die meer uitspring wat niemand van weet nie, en daar waar die jaloesie is, waar niemand sien nie, ek wil vir jy sê, daar waar die onvergewensgesindheid plaasvind, wat niemand kan optel nie, en daar waar die bitterheid is, omdat jy nie bereid is om te vergewe nie, dan wil ek vir jy sê, dan kyk ons baie keer so na 'n man en 'n vrou, na die sonde wat ons kan sien, maar ons besef nie, en dat daar 'n ysterwaan in die lewe is, wat vir hulle te groot is. Ek wil vir jy sê, weet jy hoeveel manne en vroue sit met jaloesieprobleme in hulle binneste teenoor hulle huweliksmaat, en teenoor dalk werkskollegas, en dit is 'n saak wat werklik baie verg om te oorwin. Ek wil vir ons elkeen het ons eie stryde, en ons elkeen het vanmôre ons eie saak, maar wat ek vanmôre wel vir u kan sê, God gee vanmôre vir ons die autoriteite om die ysterwaan van jaloesie te kan vanmôre te kan opbreek, en te kan sê, Here, ek wil nie toelaat, en dat daar die ysterwaan in my vesting kom nie, want vermenging gaan plaasvind, en wanneer vermenging
vermenging plaasvind, en weet jy hoe hartseer is dit, en dan kort voor lanke, dan kom jy agter, maar godsdienste, my jaloesie is besig om my ywer vir die Here weg te neem. Omdat ek 'n eysterwa toegelaat het. Dit is maklik om hier by die kerk, wanneer iets op pad langs kom, en jy meer wil opvlam, en jy hou jou pausie, want hier moet jy. Maar wanneer jy daar in die straat is, en iemand ry voor jou in, en daar nie meer spring uit, of iemand by die werk, sê vir jou iets, en jy is dadelik omgekrap, of selfs by die huis, wanneer man en vrou met mekaar praat, en die eysterwa van die muur, en jy weet nie wat is die probleem, die mens kom op 'n plek, waar hy kompromie aangaan en sê, dis maar wie ek is. En dit is maar hoe dit is. Ek wil vir sê, weet nie wanneer is die gevaar, dit is die gevaar van dit is wanneer jy intrek by die Kanaaniete, en dan kom die vermenging wat plaasvind, en dan kom jy eintlik agter, my Here, ek het toegelaat dat hierdie saak deel van my lewe word, en weet jy wat, dan is dit 'n saak van onmoontlikheid in jou oë, om te kan oorwinne, maar ek het vanmôre vir u goeie nuus, weet jy wat sê die woorde, en ek wil vanmôre met u praat oor hierdie eerste gedeelte, broer Jan, as dit vir my weer daar in die tweede skrif op, en die eerste 4-5 woorde wil ek vanmôre met jou sê, hy sê, en die Here was met Juda gewees, en my woorde vanmôre, en hierdie boodskap wat ek vir u wil bringe, om vir u te sê, en die Here is met jou vanoggend, om die eysterwa in jou lewe vanmôre te kan uitroei, in jou lewensomstandighede. Ek wil vanmôre vir jou vra, jy sit so lank in onvergewensgesindheid, en is 'n eysterwa wat vir jou onmoontlik lyk, maar wat gebeur in die verlede, en jy kan nie vryspreek nie. Ek wil vir jou sê, jy ly skade, omdat jy daar die Kanaaniete in jou grondgebied toelaat, en wat die Here wil vanmôre hê, ons as manne en vroue en boere, ons as kinders van God, moet vanmôre nie skade ly nie, maar ons moet kan sê, Here, ek is bereid om die onmoontlike moontlik te gemaak, omdat die Here vanmôre vir ons die krag gee, wat die woord sê, en die Here was met Juda gewees. As die Here saam met ons is, wie kan teen ons wees? As die Here saam met jou is, waarom sal ons twyfel? Die broer Gert praat gereeld oor die ongeloof van die mens. En ons kom so maklik agter, hoe maklik 'n mens kan twyfel. Ek dink die broer Gert het middag oor gepraat. Het is maklik om te sê, ek glo as my bankrekening vol is. Het is maklik om te sê, het is lekker om die Here te doen as my diepvries oorloop. Het is lekker as ek terugkyk en ek sien ek is verlos van drank, maar dit was nie eintlik my eysterwa in my lewe nie. Verstaan wat ek vanmôre vir u sê? Weet jy wat is lekker? Wanneer ek die onmoontlike eysterwa wat vir my in die oë staan, oorwin. En ek kom agter, God se genade was vir my geniet. Of vanmôre 'n bietjie met u praat oor hierdie eysterwa. En so maklik kom ons by 'n plek. Weet jy wat se eysterwa het mense nog vandag? En ek praat oor die kerk in die algemeen. En ek praat vandag met van 'n Bybelgemeente, want ons is skuldig in dit. Is tyd om saam met God tyd te spandeer. Dit klink nou so iets kleins, maar ons mens kan nie prioritiseer om godsdienst of Godheid eerste te plaas voor jouself. En weet jy wat gebeur op die einde van die dag? Ons kyk na 'n eysterwa, want nou is ek so besig
My werk hou my besig. My kinders hou my besig. My CP hou my besig. My telefoon hou my besig. En hierdie gebedsaltaar wat jy moet hê, staan soos 'n uister. Waarvoor hy? En die sê, dit lyk onmoontlik. Om tyd met God te spandeer. Ek praat nie vanmôre oor 5 minute net voordat jy gaan slaap gou, dat ek gebedjie opsê, omdat jy vir beskerming vra oor jou huis vandag. En dis reg, ek sê dit is reg, maar daar moet iets ekstra wees. Daar moet 'n verhouding met God wees. Nie net 'n vinnige gebedjie wanneer ek in die kar spring en sê, Here, bewaar my asseblief. Dit is ook reg. Maar wanneer gaan ons ophou kompromie aangaan oor die eysterwa van tyd? Wanneer gaan ons ophou om tyd as 'n verskoning te gebruik? Weet jy dat al hierdie dinge wat ons verjaag, gaan weg, gaan my voor soos mis voor die son verdwyn. Al wat gaan staan is ek en u voor 'n God wat gaan vra, wat het gedoen van jou tyd vir my. Ek wil vandag vir u sê, ons moet werk, en ek verstaan dit, en die moet salaris verdien, ek verstaan dit, maar ons koop nie meer die tyd uit wanneer ons kan, om met God tyd te spandeer. Gaan kyk so 'n bietjie na u eie skedule en u eie program, dan vra jy vir jouself, as jy die persentasie moet vat, u as 'n getroude man of vrou vandag, sal jou vrou of jou man tevrede wees met 'n 5 minute gesprek en dan en verder niks sê nie, en dan vra jy nog 'n 5 minute, bewaar my as ek slaap vandag. Sal jy tevrede wees net om daai kort gebedjie wat jy so bid, sonder om eers dankie te kan sê? Maar weet jy wat ons verwag? Die Godheid moet tevrede wees. Weet jy? En ek het vanmôre, kom ons na 'n nagmaaltafel, en ek besef vanmôre, Here, hier's mense wat so verskriklike eysterwaards wat in hulle lewe is, dinge wat van onmoontlik lyk om te oorwin. Jy voel jy groei nie geestelik nie, dit lyk vir jou soos 'n eysterwaard, en jy het gestagneer, jy voel dood in jou binneste. Ek wil vandag vir jou sê, dis 'n eysterwaard wat God jou vandag die reg en die autoriteit gee om te kan oorwin. Vandag kyk jy dalk na verslawing, en jy sien hier in jou binneste dat jy is verslaaf aan iets. Ek wil vandag vir jou sê, dit lyk soos 'n eysterwaard, want verslawing is soos 'n eysterwaard, dit lyk onmoontlik. Maar ek dank God vanmôre, die woord van God sê, en die Here was met Juda gewees. Ek wil vir jou sê, omdat dit waarom God hulle die autoriteit gegee het, om te kan oorwin, maar die mense het by 'n plek gekom, waar die ongeloof oorgeneem het. Ek wil vandag vir jou vra, kind van God, ons moet vanmôre 'n bietjie eerlik met onsself wees, en ons moet vanmôre vir onsself die vraag vra, is ek vanmôre bereid om my eysterwaard weer aan te vat, en te weet dat God vir my in die oorwinning kan bied. Ek wil vanmôre vir jou, ons werk nie eers meer aan ons sake waarmee ons struikel nie, weet nie waarom, want ons het dit aanvaar, en dis wat wie ek is, en dis wat ek is. Ek wil vir jou sê, jy gaan nie oorwinning kry oor iets as jy nie daaraan werk nie. Jy gaan nie vanmôre die smaak van oorwinning hê, as jy vanmôre dit
kant toe skuif nie. Ek wil vir jou sê, ek hoor baie en ek het dit al genoem, maar ek is maar ou Du Plessis, dis wie ek is, en dis hoe ek sal doodgaan, mag die Here help, dat hierdie Du Plessis toch maar net, vanmorgen kan sê, ek is 'n bloedgewaste Du Plessis vanmorgen, en dat ek vanmorgen heiligmaking sal lewe, en dat ek wil vanmorgen vir jou sê, kind van God, ons sukkel, en ons is omstandighede in ons lewe, en weet nie waarom, omdat ons nie, en die kan in die tyd ons lewe uitjaag nie, en die woord van God sê nummer 3, dat was 'n waarskuwing aan hierdie volk gewees, om te sê, julle moet hulle uitreinig, en wat hulle sal wees, en soos 'n steek in die sye, ek wil vandag vir jou sê, en vanmorgen sit mense in omstandighede, en weet nie waarom, omdat ons nie bereid is, om die vanmorgen, die eysterwa in ons lewe aan te vat, en die onmoontlikheid te sê, Here, help my, dat ek hierdie onmoontlikheid vanoggend in my voete kan plaas, ek wil vanmorgen, en oorwinning, en die genade hê, halleluja. Vanmorgen is dit nie dalk met 'n eysterwa van gesondheid, spesialiste het iets uitgespreek oor jou, dokters het uitgespreek, jy sien vanmorgen die genesing is onmoontlikheid. En jy sê vir jouself, ek gaan met hierdie eysterwa in my lewe moet sit, omdat ons ongeloof is. Of vanmorgen vir jou sê, God gaan vanmorgen toelaat, dat ons eysterwaard ontslaan raak in die gees. So wanneer ons hier kan uitstap, wees die Here, ek gaan werk maak aan my geloof en aan my vaste vertroue in U. Want weet jy waar? Weet jy waar? Ons ly skade. Ons ly skade. Want ons gaan 'n kompromie. Die beloofde land is vir hulle bedoel gewees alleenlik hoor. Maar hulle was bereid om dit met die vyand te deel. Of vandag vir jou vra, wanneer gaan ons eie ek en so 'n bietjie agter toe plaas en sê, Here, ek sukkel al jare lank met 'n saak. Ek stoei, ek het op my eie krag al probeer. Jy kan gelees dat nergens gestaan dat Juda uit hulle eie krag gekom het. Maar daar was gestaan en die Here was by hulle gewees. Vanmorgen wil ek vir sê, ek sit vanmorgen hier die eysterwa in my lewe. En ek kyk na die toekoms wat skryf. En ons sien 'n eysterwa van onmoontlikheid. En weet jy wat is hier 'n eysterwa se naam? Werkloosheid. Ekonomiese toestand van ons land. En ons sien 'n wa wat onmoontlik lyk in die mense om te oorwin. En ek sê dit alle respek vandag, ons kyk na 'n velkleur vandag. Want dis 'n eysterwa wat voor ons gesit word van onmoontlikheid. Ek wil vandag vir u sê, ek dank God. Hy gee vandag vir ons die oorwinning om te kan sê, daai eysterwa het nie nodig om deel van jou lewe te kan wees nie. En die Here kan vir jou voorsien, halleluja. Ek wil vandag vir u sê, kind van God, miskien moet ons net vanmorgen so 'n bietjie terugstaan en sê, Here, nou mense het eysterwaans in my lewe gesit, u wil vir my die beloofde land gee, u wil vanmorgen vir my bietjie autoriteit gee, dat ek net so 'n bietjie vanmorgen kan sê, Here, ek gaan nie toelaat dat my kinders op 'n eysterwa pad stappe, omdat hulle die onmoontlike gaan sê, nie, ek gaan toelaat, dat ek daai ongeloof uit my hart kry, weet nie waarom, ek weet my God maak 'n pad in 'n woestyn, ek weet my God gee die kwartels, en wanneer daar nie kos is nie, ek weet God gee die water in die rots uit, ek wil vanmorgen vir jou sê, ek dank God vanmorgen, en dat hy kan voorsien, ek weet vanmorgen, en God verlos nog, ek weet hy maak nog die hart sag, en mense wat sê, ek het 'n harde hart, ek gee net vanmorgen, en vir jou harde hart,
vanmorgen, daai eysterwaal vir God, ek wil vir jou sê vanmorgen, die Here wil vanmorgen, hy jou verander, hy wil vanmorgen, jou eysterwaal vanmorgen, uit jou lewe uitvat, al wat jy die pad vanmorgen is jou geloof in Christus. Vanmorgen vra die Here, wat sy eysterwaal, van onmoontlikheid staar jy in die oë. Wat die eysterwaal van onmoontlikheid, lyk vir jou te groot. Lyk vir jou te sterk. Lyk vir jou onmoontlik. Vanaf ons oomblik ons oë net gaan sluit. Terwyl die Here vanmorgen met harte deel, die mense vanmorgen aanraak. Is jy nie vanmorgen bereid om vir te sê, Here, ek gaan weer opnuut probeer. Ek gaan weer opnuut hierdie saak aanvat. Ek gaan weer opnuut hierdie onmoontlikheid wat my in die oë staan. Ek gaan dit weer aanvat en ek gaan sê, Here, ek gaan nie ophou, ek gaan nie ophou nie. Want U is die een wat spesialiseer in die onmoontlike volge. Vanmorgen moet jy een besef, die Here is aan jou sy, maar hy forceer jou nie om iets te doen nie, hoor. Dis op jou eie wilskrag vanoggend. Dis jou eie besluit waar jy jou deur gaan dra. Dis jou eie keuse wat jy vanmorgen nie aan die raking van ons sal aanvaar. Maar as jy dit aanvaar, gaan jy nie skade nie. Terwyl ons oë so toe is, wil jy nie vanmorgen net jou hand opsteek vir die Here jou eysterwaal gee en sê, Here, hier is my saak van onmoontlikheid. Dankie, Here, vir hande wat vanmorgen opgaan. Dalk is dit jou pensioen. Dalk is dit jou geldjies, jou finansie. Dalk is dit die besigheid. Maar het ook al vanmorgen mag wees, dalk is dit jou huwelik. Weet jy hoeveel mense sit in die huwelik waar hulle eysterwaal sien? En hulle sê vanmorgen, Here, hoe gaan ons weer te kom? Here wil vanmorgen verander. Halleluja. En weer die Here wil vanmorgen eysterwaal vir ons oorwinning gee. Die vraag is vanoggend, hoe groot is die God wat saam met jou staan? Ek wil vandag vir jou sê, hy is groter as elke eysterwaal wat teen jou staan. En ek sê dit vanmorgen weer, hoe groot is die God wat saam met Juda was? Hy was groter as elke eysterwaal wat teen hulle was. Maar hulle het dit nie besef nie. Hulle het nie besef. Ek gaan vra dat my broers my gaan vorentoe kom, ons gaan vanmorgen ook gaan aan die nagmaal. En ek wil vanmorgen vir u vra volgens. Die orkest kan vir ons vorentoe kom, baie dankie. Prijs die Here. Bring vanmorgen jou vrees. Bring vanmorgen die sonde wat jy so koester. Bring vanmorgen jou bekommernisse. Jou gesondheid bekommernis, jou huwelik, jou kinders, jou finansies, jou toekoms. Bring dit vanmorgen na die nagmaaltafel van sy Here. Ek het 'n eysterwaal in my lewe wat vergroot lyk. Weet jy wat is so wonderlik, toe hy gehang het aan die kruis, toe spreek hy hierdie woorde, hy sê dit is volbring. Volbring beteken hy het reeds die eysterwaans oorwin, hoor. Ek het nie oor dit vanmorgen dit vat nie. Hy het nie net vir ons vergifnis gekoop nie. Hy
Hy het vir ons oorwinning gegee, sodat ons in geloof kan lewe. Die nagmaal herinner jou nie vandag hoe groot die eysterwa is nie. Weet jy wat herinner die nagmaal jou? Hoe groot die prys was wat betaal is. Sodat ek u vanmôre vrylaat kan kry. Ons kyk hier na wat die vyand gaan doen teen ons nie. Ons kyk na die prys en die grootheid van dit wat vir ons betaal is. En ek wil vanmôre vir u vra, terwyl ons ook hier die nagmaal gaan bedien, dat u vanmôre u eysterwa voor die Here gaan bring. En sê, Here, hier is my saak van onmoontlikheid. Wil jy moet vanmôre vir jouself die vraag vra, het u hierdie jaar geestelik gegroei? As u nie het nie, wil ek vanmôre vir jy 'n eysterwa iewers in jou binneste werk. Weet jy waarom? Is dit die kerk wat jy moet laat groei nie? Is dit die pastoor en die bestuursraad wat jy moet laat groei nie? Is tyd op jou knieë in jou binnekamer. Dat jy laat groei. Ja, die kerk help, motiveer. Dit wat ons bied, help jou, motiveer jou. Maar is jy wat die binne dit moet koste? Vra vanoggend, wat is jou eysterwa? Daar waar jy sit, dink net bietjie vanmôre aan jou gebedslewe. Spandeer jy nog tyd met God? Bid jy? Lees jy nog die Bybel? Of het 'n eysterwa in jou lewe geword? Dink vanmôre die verslawing waarmee jy betrokke is. Wanneer laas het jy probeer om te sê, Here, ek gee dit vir u, ek gaan my bes doen. Of het maar net 'n normaliteit geword? Of verskoning vir mense? Vanmôre, ja, niemand is volmaak nie. Ek besef dit, ons kan daarna streef hoor. En om te streef beteken ek werk daaraan. Nie ek aanvaar dit nie. Vanmôre gaan ons oorgaan na die nagmaal. En ek wil vanmôre vir u vra. Broer Gert Jansen van Rensburg vra vir ons hierdie nagmaal na die Here toe bring in die tafel. En terwyl u dan vanmôre ook so gaan ontvang uit die hand van die Here uit, wil ek u moet vanmôre jou swakheid voor God bring en sê, Here, hier is my onmoontlikheid. Here Jesus, baie dankie, Here, vir die voorreg, Here, om weer die nagmaal te gebruik vandag, Here Jesus. Here, ja, laat ons eysterwa voor u bring vir môre, Here Jesus. Here, laat ons al besef, Here, ons hoef nie daarin te bly nie, Here. Wat u vir ons gedoen het, was genoeg, Here Jesus. Die genade is genoeg, Here. Here, elke juk sal breek, Here Jesus. En laat ons nie sal opgee nie, Here Jesus. Opgee is nie 'n opsie nie, Here. Yes. Dat ons nie sal gaan lê nie, Here. Yes. En u bloed, Here Jesus, die hoogste gesag, Here, op die hemel, op die aarde, onder die aarde, bo die aarde, Here Jesus. En ons sal oorwin, Here Jesus. In u naam, Here Jesus. Dankie, Here Jesus. Seën ons nou verder, Here Jesus, met hierdie nagmaal, Here. En ons dra alles op aan U, Here Jesus. Ons loof en ons prys U naam, Here. Amen. Dankie die Here. Vanmôre net verskoning maak, ons het nie 'n beker voorberei nie. Jy is vir die doel van aansteek. Ons gaan vanmôre net die kelkie en ek vra om verskoning as u dit dalk nie goed vind nie. Ons het regtig net goed gedink om mekaar op te pas en versigtig te wees met hierdie verkoue en griep wat so verskriklik is. So, ons gaan nie vanoggend 'n beker word nie. Ons het wel kelkies, jy sal ook sien. So die broodjies ook in 'n sakkie gesit, sodat u dan ook vanmôre veilig kan wees in hierdie saak. Dis nie dat ons in ongeloof is en die Bybel sê ook baie keer bid, ons moet maar versigtig wees. En ons moet
versigtig wees, dat ons nie baie keer ook maar onwys optree nie. En hy het die brood geneem en hy het dit gebreek. En hy het gesê, neem, eet. Dit is my liggaam. En ek wil vandag vir u sê, die liggaam was die volmaakte prys, sodat ek en u ook vanmorgen ons ysterwaak kan win. So het hy ook die beker geneem en vir hulle gegee en sê, druk allemaal daaruit. Dit is my bloed. Tot vergifnis van sonde. Wat 'n voorreg. Wat ons deel van dit kan hê. Prys die Here. My broers gaan begin om te bedien met die broodjies op die banke, en daar agterbly. En ek sal vanmôre ook nog een oor is of so, ek dink al oor te wees, die bank is redelik leeg. En as iemand wat siek is by die huis, is welkom om so broodjies saam te neem. Net dat jy dan ook iemand kan bedien by die huis. Mooi saak ook, om dan, dus allemaal deel het van hierdie. Ons neem allemaal net eers ons gebruik en dan is daar oor is jy baie welkom dan ook saam te kan neem na die woning toe vir iemand wat vanmorgen dalk in krankheid en behoefte vanmorgen is. Prys die Here. Dus dit is maar prys die Here.
Iemand oorgeslaan. Dis baie raar om die hand so te stuur. Iemand nog geldjies by hulle, net hulle hand so opsteek net daar agter. Amen. Allemaal goeie opgeneem. Gaan ons nou weer ons sal sit en die verhaal voor toe kom. Maar kom ons sit so saam. Vader, vanmorgen elkeen 'n eysterwaal wat ons in die oog staar. Saad van onmoontlikheid of bekommernis of vrees wat ons bang is ons gaan nie kan oorwin. Die Here wil vanmorgen vra, het elke hand gesien wat opgegaan het. En Here vanmorgen vra U dat ons hier sal uitstap met 'n ander gedagte vandag. Die gedagte om te oorwin. Want Here, die woord van U sê, U was by Juda. So weet ek, U is ook by ons, Vader. En Here, vandag gee vir ons die mag, die krag en die autoriteit om as oorwinnaars uit hierdie stryd te tree. Ons bring al die lof in die Here in hierdie dag. Dankie vir elke getuienis, dankie vir elke oorwinning. Dankie Here dat U vir ons gaan deurkom. U kom toe al die lof. U kom toe al die eer. Dis my gebed in Jesus naam alleen. Dankie.